Goeienaand dames en here en welkom by nog 'n program van Makassa Pride waar ons praat van die mense van Makassa, met die mense van Makassa, die dinge wat hulle doen en waar hulle die krag en die nodige energie kry om die dinge te doen wat hulle doen. Nou vanaand het soos 'n besonderse jong man in die ateljee wat ons 'n bietjie gaan vertel van sy lewe, wat hy gedoen het, wat hy nog gaan doen en wat sy trials en tribulations was en niemand anders nie as Brandon Anthony Parwater. Brandon, baie welkom by die program. Is lekker om vir jou hier te hê vanaand. Baie dankie meneer Afrika en goeienaand aan al die mense van Makassar. Ja, baie dankie dat ek my storie met julle kan deel. So, Brandon, jong, sê vir ons, vertel vir ons 'n bietjie waar kom Brandon vandaan? Waar is hy gebore en getoe? Ek is 'n boerling van Makassar. Ja, Musicland spesifiek, nommer 48. In die huis gebore, Antigriet, wat vandag oorlede is. Sy was die voetvrou wat vir my gevang het. So ja. Dit is in die huis gebore, In die huis 48 gebore. Musicland. Dis korrek, ja. Mense 48 Musicland is Brandon gebore. Brandon, vertel ons 'n bietjie van die familie. Vertel ons 'n bietjie van die familie. Het gesê jy vroedvrou het jou gevang, maar vertel ons 'n bietjie van die familie. So ja, ek het 'n enkel ouer. My pa het afgesterwe voordat ek gebore was. So ek ken nie my pa nie, maar ek ken my pa se familie. Hulle is woonagtig in die Heidstraat of die ou skiem soos die mense of Riverside althans. En ja, groot geword by my ouma en oupa. So ek is 'n ouma en oupa kind. En ja, tot vandag toe onthou ek al die lewenslesse nog steeds en ek dink dis iets wat jy nie maklik sal vergeet nie. Ja, en ons is maar 'n baie klein familie. En ek het 'n broer, Bradley, jonger as wat ek is. En ja, ek het die, soos ek sê, ons is 'n groot familie nie, maar ons is baie geheg aan mekaar, ja. So sê vir my, Brandon, waar het jy jou laerskoolloopbaan, waar was jy op laerskool? Ek was by Marvin Park Primêr, net agter Musicland, so dit was net om die draai. En ja, ek kan my graad 1 onderwyseres nog baie helder onthou, of die eerste ervaring. En dit was juffrou Gelpie wat vandag afgetree is, of ja, sy is nie meer daar nie. En dis een van die eerste onderwysers wat diep in my hart kom kruip het, ja. Nou sê vir my, jy's 'n man wat die wetenskap nou huidiglik, jy studeer en studeer en studeer in die wetenskappe. En nou vroeër het jy so klomp mooi name genoem, maar wat ek nie lekker verstaan nie, maar ons gaan later daaroor praat. Maar sê vir ons, waar het die liefde vir die wetenskappe begin? My ma, sy is die persoon wat vir my geïnteresseerd gekry het in die wetenskappe. En dit was maar op 'n simpel wyse. Sy het vir my boeke gekoop en daarvan af het ek gedink, "Sjoe, daar is soveel dinge wat aangaan hier buite en daarvan af wil ek net meer en meer weet." En natuurlik op skool, die vak natuurwetenskappe op laerskool, dit was een van my gunstelinge. En ja, as jy hoërskool toe gaan, doen jy nou biologie en fisiese wetenskappe en aardrykskunde en daar bou jy net verder jou kennis op. Ja, so praat van hoërskool, waar het jy jou hoërskoolloopbaan beoefen, as ek dit so kan stel? Ek was aanvanklik by Zandvliet Hoërskool vir 'n jaar en daarna is ek oor na Hoërskool Makassa toe en dis waar ek ook gematrikuleer het. En ja, weer eens 'n dinamiese span onderwysers gehad wat vir my geondersteun het en ekstra myl gegaan het. Daar was selfs met my universiteit aansoeke, ek kan onthou, maar ook die sekretaresse wat daar was, Sekkie Kloete of Visser was hy, ja, Visser. Mense wat regtig waar die ekstra myl gegaan het en die pad saam met my gestap het en seker gemaak ek is gemaklik. Maar ek gaan 'n paar name noem, geen een in uitsondering nie. Is meneer Keet, juffrou Keet, en meneer Davids, wat ook
'n paar jaar terug afgesterf het, dit Yes. was regtig waar onderwysers, en meneer Abrams, onderwysers wat regtig waar die ekstra myl gegaan het vir my, ja. Baie goeie onderwysers. Ek het ook self van hulle het ook vir my klas gegee. Soos meneer Davids het vir ons Afrikaans gegee. En ek kan nou nog sê die skoolhede, kyk, die wat kyk, ek kan nou nog sê die eksplosiewe, hy sê pibbete dis sekanike. Hy toe hy vir ons geleer die eksplosiewe ken meneer Abrams wat op die tafels gespring het om Ja, nog steeds, om so wat aardrykskunde die vir daar ons te was, verduidelik op. Ek weet nie of hy nou behoorgraad is as jy op die tafel spring as 'n hoërgraad nie, maar hy het dit vir ons ook gedoen. So ja, daar's 'n paar uitstekende onderwysers by Makassa Hoërskool. Sê vir my in die wetenskappe op die hoërskool, hoe het jy daai ervaar? Ek was zelf van die Eco-klub ook op die hoërskool en dit was nou natuurlijk om buiten te wees en die natuur te verkennen, maar ik denk graad 10, toe wat ik levenswetenskappe het, daarvan was ik soos. Ik denk dit is waar ik wil gaan. Ik heb dit gedeel met meneer Keet later aan en hy het vir my gesê hy dink dit is 'n goeie beroepskeuse. Ek het dit deurgevolg, sy raad gevat en ook deur middel van 'n education psychologist, Mr. Hambley van Stellenbosch Universiteit. Hy het ook sterk aanbeveling gegee. Die wetenskaprigting is vir my. Ek het nou daarom teen daai tyd het ek ook al geweet dit is wat ek wil doen, maar hy het ook gesê ek het nie die tegniese been nie, so ek kan nie enige ander rigting in gaan studeer, ja. So Brendan, kom ons gaan 'n bietjie terug, ons rewind 'n bietjie die hele besigheid, dan gaan ons 'n bietjie rewind. Jy het gesê dat jou ma se enkel ouer vir jou groot gemaak en het meestal van die tyd by jou ouma en oupa gebly. Nou vertel ons van daai tye, daar's mos daar maar tye wat dit 'n bietjie moeilik gegaan het. Vertel ons van daai tye en hoe het jy gekom dat jy uit daai tye uit kan kom en uit kan styg daai? Ek het nou die dag die gesprek met iemand gehad, as ek dit kan noem. Jy weet nooit dat jy het swaar gekry nie of het nie gehad wat ander kinders het nie, omdat mama en daddy, dis my ouma en oupa en my ma natuurlijk altyd seker gemaak het dat ek het, maar daar was ook tye wat ek moes verstaan dat hulle kan nie dit doen nie of hulle kan nie daai geld gee vir 'n spesifieke ding nie. En dit het my nooit demotiveerd, as ek dit so kan sê, om nie my beste te lewer en nog steeds 'n poging aan te wend om deur dit te kom nie. En natuurlik my enke ouer, sommige kere sukkel sy ook finansiëel en as kind dink jy ook dat as ander ouers se kinders dit vir hulle kan gee, kan ek seker ook vir my ma dit vra. En ja, dan voel jy dalk excluded of jy pas nie in nie, maar dit het ook nooit vir my afgesit nie, omdat ek moes al van 'n jonger ouderdom af verstaan dat my ma is die enigste broodwinner met mamma en daddy wat ook vir my ondersteun. So Brendan, jou lewe is heeltemal anders as die ander kind se lewe. So Brendan, jy het ook vroeër wat ons gepraat het gesê jy het op 'n koshuis 2011 skool klaar gemaak? 2013 skool klaar gemaak. Jy het op 'n koshuis toe verder jou tersiêre opleiding gehad kry. Vertel ons 'n bietjie af wat. So ek het op koshuis gebly vir my voorgraadse studies met die Noia. En as ek kan sê, ek voel half dalk dit is 'n voorreg gewees vir my. Ek kom by Makassa, ek is in die mooie Stellenbosch, kan half sê dis deel van die Boland en dit was 'n hele ander ervaring as ek dit so kan stel, ja, en ook om 'n koshuis met 500 ander mense te deel. Ja, maar daar is ook waar ek vriendskappe begin het of mense ontmoet het wat ek selfs ook met vandag bevriend is. Ja. So koshuis toe en koshuis kos my sente, né? Kos 'n paar sente. Nou hoe nou gemaak? So Universiteit Stellenbosch, so
ja, ek het op skool seker gemaak dat ek die beste moontlike punte kan kry om in te kan kom vir 'n program waarin ek belang gestel het. En weer eens, Mr. Hambley het ook gehelp en hy is die een wat aangemoedig het op die einde om Stellenbosch te kies. En deur middel van Universiteit Stellenbosch en NSFAS kon ek op koshuis bly en ja, seker maak dat my ma amper nie 'n sent hoef uit te gee vir koshuis of studiekoste nie. Ja. Luisteraars, of ek wil spesifiek nou praat met die skool, met die leerders wat hulle nou deesdae genoem. Hierso is 'n jong man, Brendan Parwate, wat nie 'n sent gehad het nie, maar hy het na koshuis toe gegaan en hoe het hy by die koshuis uitgekom? Hy het geleer en gesorg dat sy simbole so hoog as moontlik is sodat hy kan kwalifiseer vir beurse van ander instansies wat mense wat sien dat hier's iemand wat 'n verskil wil maak in sy lewe deurdat hy sy punte, as ons dit so kan stel, meer plat, die punte van hom van elke vak wat hy het kan opgradeer dat hy tot op die hoogste level wat die mense hom kan in ag neem vir 'n beurs. So sit skouer aan die wiel, jong mense, en begin leer sommer van vandag af as jy nog nie geleer het nie, want jy kan ook miskien gelukkig wees om 'n beurs van NSFAS of die Universiteit van Stellenbosch of vir die entrepreneur wat hier in Makassa woon, wat sien dat jy wil 'n verskil maak in jou lewe, kan jy miskien 'n beurs kry van hulle. So sê vir my, wat het jy toe gaan studeer daarso? Wetenskappe seker. Yes. Die program se naam was molekulêre biologie en biotechnologie. Selfs op skool het ek gedink, wow, okay. Maar ek het nie gelees in die brosjure kan ek onthou. Okay. Dit is die tipe vakke wat of modules wat daar aangebied word en dis die moontlike beroepskeuses en daarvoor aansoek gedoen, daarmee begin en ek dink van my eerste klas af het ek myself gesê jy is in die regte rigting in. Ja. Sê my gou, wat beteken die groot name wat jy nou genoem het, die watse biologie? Ja, so molekulêre biologie is op cellulêre vlak, so dit is die klein molekules in die selle waaruit ons bestaan. So dit maak seker dat die organe reg funksioneer. Ja, selfs jou genetika of jou DNA waar na mense baie keer refer op televisie. Dit is wat ek al bestudeer het of ja nog steeds doen. So sê vir my, as ek het altyd gesien op die televisie, dan is die films wat 'n mens kyk en as die kinders daar in die klaskamer en dan sny hulle die parytjies oop en hy het hulle ook daai goed gedoen. Ja, ons het daai goed gedoen, ons het 'n vark se hart dissect. Sure. Ja, dis nie om die belangstelling daar te kry, maar as ek wel met die kykers kan deel, ek dink baie mense sal hulle neus optrek op die oomblik werk ek op die placenta. So dit wat aan die baba geheg is in die ma se maag. So ek werk op die oomblik daarop en ek dink, ja, dit is wonderlik om daarop te werk en te kan sien dit is waar lewe actually begin het van vir die 9 maande ja op die placenta die baba om te oorleef in die ma se maag. So kom ons gaan gou 'n bietjie terug. Ons praat nou oor COVID. Ons praat 'n bietjie oor COVID want COVID het mos 'n rol gespeel in ons almal se lewens. Dis korrek. Maar ook in jou lewe het COVID 'n rol gespeel want gaan die mense besig gee en daar gaan niks aan nie en so aan. Vertel ons van daai tyd wat jy deurgemaak het. Dis korrek. So voordat COVID of op die nuus aangekondig was dat COVID-19 pandemie is, het ons geweet wat kom van ek kan nou ons was in die kantoor en daar was gesê dat ons mag nie inkom. Ek dink ja, ons mag nie inkom die volgende weekie. Van hulle is bietjie onseker wat aangaan. En in daai tyd het ek nog gewerk van my vorige supervisors op die navorsingsgroep waarby ek betrokke was en natuurlik het ons almal was geaffekteer en
ek het ook my meesters begin in 2020. Daar was baie onsekerheid van hoe gaan ons die projek nou hanteer en is daar sekere veranderinge wat ons kan doen om seker te maak dat jy nog steeds die werk gedoen kry. In terme van die beers het ek geweet ek is uitsorteer van ek het vroeër daarom ek dink ons het in Maart gehoor van COVID-19 en Februarie maand het ek al geweet dat ek die beers het. Maar ek dink COVID-19 ek dink vir enige student of persoon was dit moeilik om deur daai jaar te kom. Maar ek wil ook net dankie sê aan my supervisors wat altyd daar was. Ons het nou die Teams meeting gehad en alles daai so veral Dr. Brigitte Glansman en Prof Moller. Hulle twee was sterre geweest as ek dit kan noem. Altyd gebel, WhatsApp messages gestuur, gevra as ek okay en dit was nie net in terme van akademiese werkie, dit was ook my geestelike gesondheid ook, hoe doen ek in terme van daai. Maar ja, toe wat ons weer toegelaat was om kampus toe te gaan in Junie en dinge weer stadig maar seker beter gegaan, maar dit was nie lekker om in 'n omgewing te wees. Ons is net agter Tygerberg Hospitaal waar jy samples moet gaan haal by die hospitaal en sien dat daar soveel sale waar daar mense lê en siek is en jy kom haal COVID-19 samples ook nog. So dit was nie 'n lekker tydperkie om dit te witness half So sê vir my, wat is die planne vorentoe vir Brendan? Ek het onlangs begin met my PhD. So ek sal dit al beskryf dat ek nog aan die beginstadium is van my loopbaan. Alhoewel baie mense vir my sal korrekteer en sê jy is al in jou beroep. Maar na my PhD beoog ek om te fokus op infectious diseases soos tuberculose of TB, HIV of kanker. Ja, dis waar ek myself sien, So vir ou soos ek wat nou so lekker die afkortings verstaan nie, wat is PhD? So PhD is jou doktorale graad. Dis nou nie die mediese dokter nie, maar dis mense wat spesialiseer in 'n sekere rigting. So wat 'n PhD doen is dit is vat vir jou 'n bietjie meer dieper. Jy dink meer dieper oor sekere goed en jy probeer verstaan hoekom sekere dinge op daai manier funksioneer. En ja, jou werk is baie nuut. Jy soek antwoorde wat daar nie voorheen was nie. Ja. Jy het gepraat voorheen wat ons gepraat het, praat ons van PIGEN. Vertel ons 'n bietjie wat is PIGEN, waarvoor staan dit en so aan? Yes. So PIGEN is die Primary Immunodeficiency Genetics Research Group. Hulle doen fenomenale werk. Dit is 'n navorsingsgroep op die Tygerberg kampus. So dit is wat ons noem groep wat bestaan of dit word gekenmerk as 'n groep wat bestaan uit dokters, mediese dokters, wetenskaplikes en almal werk daarop om 'n diagnose te maak vir kinders met seldsame siektes wat 'n genetiese onderpinning het, ja. So julle help die dokters om 'n betere diagnose te gee van, ek gebruik ook nog groot woorde, diagnose te gee van wat hulle vir die mense moet toedien. Dis korrek, ja. So in alles dit kos dit mos nou, ek hoor jy gaan nou jou PhD doen. Is dit moontlik professor na dit of wat kan ons na iets sien? Ja, ek dink dis 'n groot vraag wat almal het, maar ek moet ook met die kykers deel om 'n professor te raak, moet jy eers deur sekere prosesse gaan of deur die ranke kom, soos hulle dit noem. So na PhD, as jy wil aanbly in akademie of by 'n tersiêre instelling, doen jy jou postdoctoral studies. Jy word nie gesien as 'n student meer, jy word half gesien as 'n onafhanklike navorser. Dis waar jy werk nog steeds met
'n supervisor, maar jy fokus half op 'n sekere gedeelte van 'n projek en dit help vir jou om onafhanklik te word. Hier kan jy ook jou eie idees begin uitoefen van glo my, ek het al klaar 'n paar idees waarin ek belangstel en waarin ek dink ons kan fokus veral in die konteks van Suid-Afrika. Ja, so So sê vir my PhD moontlike professor. Jy het nou vanaand die opportunity om vir daai mense wat 'n rol gespeel het in jou lewe om vir hulle hier op televisie vir hulle te kan acknowledge of dankie te sê. So jy die vloer is joune. ja, wat daar's baie rolspelers wat ek voor dankie wil sê, maar as ek vandag daaraan dink, kan ek nie dit doen sonder my almagtige Vader eerstens te acknowledge en dankie voor te sê nie. Hy het sover dit alles moontlik gemaak, selfs tot op hede ervaar ek dit nog steeds dat dinge waarvoor ek gebid het actually 'n realiteit is deesdae. En dan my familie, vriende en dan ja, onderwysers. Een persoon wat ek vergeet het om te noem is Dr. Liesel Smith. En dis een persoon wat vandag nog daar vir my is en regtig waar 'n groot rol speel in my lewe. Maar ja, ek is dankbaar vir elkeen daar buite, vir al die mense op die bus, die Tegenbergbus ook, Auntie Jemima, Suster Elise. Daar's soveel ander mense aan wie ek kan dink, maar dis diegene vanaf ek by Tegenberg begin het wat daar was, altyd 'n woord van bemoediging gehad en omhelsing gehad as ek dit nodig het. Ja. So is nog 'n taakie wat jy vir ons vanaand doen. As ek dit sou kan stel, ja. Ek wil hê jy moet in die kamera kyk daar staan met die jong mense van Makassa bemoedig. Nie net Makassa nie, maar die program gaan einde veer tot in Namibië. Wil ek hê jy moet vir hulle gou bemoedig daar sa of vir hulle advice gee. Yes. Een van die grootste advies wat ek ooit gekry het is dat die enigste limiet is jouself en ek het nooit besef dat dit is eintlik jouself nie van jy set soveel boundaries vir jouself dat jy besef dat jy kan dit nie doen nie totdat jy vir jouself sê jy kan dit doen en jy kan enige iets bereik waarna toe jy jou mindset of jou so aan die jong mense daar buite waardeer jou onderwysers, daardie mense is goud, waardeer jou ouers, voogouers, ouma, oupa. Almal wat vir jou net wil reg help, maar onthou ook om te droom en om nooit op te gee op jou drome nie. Moenie laat jou omstandighede vir jou onderkry nie. Almal het omstandighede of struikelblokke wat hulle deurmaak. Maar dit beteken nie ons moet net dra op ons gesig nie of waar ook ons al onsself bevind nie. So hou moed. Dinge sal beter word, vra vir my. Dit gaan nie altyd maklik wees nie, maar dit kos net dat jy op jouself moet staan maak ook soms. Dames en here, daar hoor julle dit. Brendan sê dat jy jouself is jou limiet. So skuif jy limits, soos ons in die bankterme wil ons sy limiet mos lekker hoog hê. So ek sê vir hy limiet van jou ook hoog op, sodat jy die hoogtes kan bereik wat jy graag wil bereik. En baie belangrik dat die almagtige Vader is die een wat vir jou dra. So jy moet altyd glo dat hy altyd saam met jou sal wees om toe te sien dat jy daai hoogtes bereik as jy in sy woord glo. Brendan, nog 'n laaste stukkie man, vertel vir ons van by die kossies man voor ons afsluit. Dis wat ek al heeltyd wil weet. Daar gebeur mos snaakse dinge by die kossies. Daar gebeur snaakse goed, maar ons het, ek wil nie sê perfekte nie. Ons het 'n koshuisvader gehad wat op die premises ook bly, maar ons het ook
huiskomitee gehad en hulle word gesien as 'n prefekte, so hulle het altyd gesorg dat daar orde gaan daar word. En nou almal is op die pad van volwassenheid, so hulle behandel almal as 'n volwassene. Maar daar het baie dinge gebeur en ek dink veral in 'n plek soos Stellenbosch kan jy dit verwag. Maar op die einde is dit dat jy verantwoordelik is vir jouself en jou doen en laat so. Ja. Maar ons het ook baie pret gehad en ek dink koshuis, die gees wat daar is, dis iets wat ek nooit sal vergeet nie, ja. So die koshuis het ook vir jou blootgestel om op jou eie dinge te kan doen, Ja. né? En dit is so belangrik dat mense op jou eie dinge kan doen. Het jou eintlik meer mature gemaak. Vertel ons gou van 'n paar dingetjies wat jy met self deurgedelf het sodat jy kan survive. Dis korrek, ja. So, ja, koshuis leer vir jou onafhanklikheid, maar jy kom ook gou agter wat werk en wat werk nie. Koshuis was half gemaklik in die sin van daar's geriewe waar jy jou wasgoed kan gaan was. So jy hoef nie jy wasgoed huis toe te bring vir jou ma om te was nie. Maar ja, dit het my geleer hoe om met geld te werk as ek dit so kan stel. My ma het die breed gehad met dit wat sy vir my gegee het, moes ek baie doen. Maar waarvoor ek dankbaar is die feit dat ek op koshuis kon geëet het en ja, so dit het daarom half die druk van my ma afgehaal. Brendan, nog so 'n laaste seetjie daarse. Kyk in die kamera, kan jy nog so 'n laaste seetjie sê daarse voor ons gaan afsluit met die program? Ek dink baie mense sal dink ja, sukses kom maklik of ek sien myself as iemand wat al sukses het nie. Juffrou Fredericks, my graad 10 onderwyseres in haar klas, het die gesegde dat die pad na sukses altyd onder konstruksie is en dis een van die gesegdes wat ek half mee leef nog tot vandag toe. So ja, jy is altyd 'n work in progress en een laaste ding is Maya Angelou het die gesegde ook of ja, wat sy sê dat daar's altyd mense wat reënboë in jou wolke is of there are people that are rainbows in your clouds en dis die mense wat vir jou deurkry die moeilike dae en ek het soveel rainbows in my clouds gehad en ek is dankbaar vir iedereen elk van hulle weet wie hulle is as hulle dit gaan kyk. Sonder hulle ondersteuning dink ek dat ek wil nie sê ek sou dit nie gemaak het nie, maar dit het my verder die absoluut gegee om op te kan staan en vir die wêreld in die oë te kan kyk. Dames en here, ons is aan die einde gekom van die program. Brendan, ons sê vir jou baie dankie dat jy jou tyd opgeoffer het om jou verhaal te vertel vir die mense van Macassar tot in Kaïro, soos hulle sê. En ons is dankbaar dat jy het gedeel het saam met ons. Die vraag is, kan daar iets goeds uit Macassar uitkom? You be the judge.